Liewe gemeente van die Here, in Christus naam vir u elkeen, Montana Poorter, nuwe lidmaat, gaste, meer as welkom. Die notas wat ek saamgebring het, sal ek nadat ons die Here se woord aangehoor het en nadat ons nagmaal gevier het, aan u voorhou. Voordat ons in psalmlied toetree tot die troon van die Here, vra ek dat voor ons bid, voor ons sing, dat ons eers saam sal bid. Kom ons bid. Barmhartige en getroue God, beskikker van ons deel en lot, ons dankie vir u troue wag, ons weer betoon in hierdie nag. Skenk ons 'n seën by u woord en plant self die kerk van Christus voort. Sterk leraars, sterk alle aardse mag wat u beklee het met gesag. In Jesus naam. Amen. Terwyl ons bly sit, sing ons 2 psalms hartlik saam. Psalm 150, die eerste strofe en die kloete omdigting 150 se tweede strofe. En daarna Psalm 134 se 4de strofe en ons sing dit, laat Here u seën op ons daal, u guns uit Sion ons bestraal, en wat daarop volg.
en ek kyk op na die berge, kom ons hulp daar vandaan? Verseker nie. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy laat jou voet nie struikel nie. Hy wat oor jou waak, slaap nooit nie. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, U en my trooster. Amen. Ons gaan die Here loof met Psalm 100, die Toosius beruiming, al 4 die strofes, hierdie psalm en die psalm net voordat ons vandag gaan ons staande sing. Vir die van u wat moeilik opstaan, geen probleem nie, bly rustig sit. Die eerste strofe die gemeente as geheel, die tweede die susters en die meisiekinders, die derde die mans en die seuns en die vierde met groot lof, almal saam, en daarna gaan ons weer sit. Ons doen belydenis van ons geloof met oorgawe. Daarna neem ons die Here se wet in ons hand, in nederigheid. En na die afkondiging van die Here se wet, terwyl ons bly sit, strofe 62 en 63 van Psalm 119. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Ek glo in hom wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo
in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En na ons belydenis, een begeerte, kondig u wet in ons midde af. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. 2020 vertaling, hy's 'n besitlike God. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg, maak seker, doen alles in jou vermoë, dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy, die lewende God, gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf, 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie.
bedien die Here se woord aan u. Daarom kom die Here aan die woord in die openbaring van sy woorde in Johannes 18, vers 1 tot 11. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor Kedronspruit gegaan. Daar was 'n tuin. En hy en sy disippels het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs, en hulle het in daardie tuin aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Jesus van Nasaret, antwoord hulle. Dit is ek. Sê hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nasaret. Toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat dan die mense hier by my toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het ek niemand verlore laat gaan nie. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit. Slaan daarmee na die slaaf van die hoëpriester en hy kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, sit jou swaard en sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie? Tot daar die Here aan die woord, nou 'n nietig mens aan die woord met die bediening van die lewende God se boodskap. Eintlik al 11 verse, maar spesifiek vers 4 en 5 met as tekstema Jesus van Nasaret. Net dit. Suster en broer, jong mens, kind, mag ek vra dat u een ding elke dag van u lewe nooit sal vergeet nie. Nooit. Net mooi, nooit. En dit is dat u elke sekond van u lewe, dag en nag moet onthou dat die Here Jesus, ons koning en verlosser, altyd, maar altyd in beheer is.
van elke denkbare situasie. Sal jy dit onthou? Hy is altyd in beheer. En daarom wil ek sê, hy was nooit, maar nooit 'n slagoffer van omstandighede nie. Iets wat ons as mense baie keer so maklik sê, ek is 'n slagoffer van my omstandighede, ek kan nie anders. Hy was nooit 'n slagoffer van omstandigheid nie. En wat beteken dit? In die inleiding van die woordverkondiging aan u vanoggend, dat u sal weet, dat hy dit so wil, dat u ook nooit 'n slagoffer van omstandighede in u lewe sal wees nie. Daarom met my die evangelie opgeskryf in Johannes 18 te deel. Op 'n dag, en hoor mooi wat ek nou sê, een aand, en nou weet u broer en suster, wat doen 'n aand en 'n nag met mekaar, met 'n mens, as dit moeilik gaan, nee, dan gaan dit nog moeiliker. Een aand. En nou moet jy onthou wat ek nou gaan sê. In een van die moeilikste dae in Jesus se lewe op hierdie aarde, op een van die moeilikste dae, het hy iets gesê waaraan u en ek kan vashou dwars deur ons hele lewe. Hy het gesê, ek is Jesus van Nasaret. Hoekom sê hy dit? Presies so sê hy vir Judas, en kry nou die prentjie saam met my broer en suster, so sê hy vir Judas, en ongeveer 200 soldate en amptenare met 'n opdrag. Ons moet Jesus vang. Hy moet uit hierdie wêreld verwyder word. Nou kyk broer en suster, kinders, as 200 soldate met 'n bepaalde opdrag op 'n mens afstorm, is dit angswekkend. Hulle storm Getsemane tuin in om hom gevange te neem. Maar hou in gedagte, Jesus weet hulle is op soek na hom. Hy weet dit. Hy is alwetend. En op die koop toe, Judas, sy verraaier, het mos geweet, hulle sal hulle in die tuin van Getsemane sien, want hy sê vir die soldate, kom kerels, ek weet waar is hulle, ons het baie daar aanbid, ons het baie daar gepraat, die tuin van Getsemane, ek beloof julle, daar sal ons hom kry. En hulle storm in. En Judas weet presies wie hy is, en hoe hy lyk. Maar nou, sien raak dat Jesus beheer neem van sy gevangeneming. En beleef daarin die evangelie in sy volheid. Hoekom sê ek hy neem beheer? Vers 4. Vir wie soek julle? Manne,
Vir wie soek julle? En die soldate, en Judas natuurlik ook in die koor, wil ek glo, sê, Jesus van Nasaret. En dan, hoor hoe antwoord Jesus, vers 5. Dit is ek. Kan nie dink hoe Judas gevoel. Dis ek, manne. Maar nou, omdat ons met woordverkondiging en woorduitleg besig is, waardeer dit saam met my, die woord dit, staan nie in die Griekse teks nie. Met ander woorde, wat in die Griekse teks staan is, Jesus sê, toe hulle sê, ons soek Jesus van Nasaret, toe sê Jesus, ek is. Net dit. Ek is. 'n Uitspraak in net die evangelie van Johannes, ook in Johannes 8 vers 24, 28 en 58 ook deur Jesus gemaak. Maar meer is dit. Sien saam met my raak, wat doen ons koning en verlosser? Jesus veroorloof hom die naam van die lewende God, sy Vader. Eksodus 3:14, onthou u, met Moses en sy opdrag om die volk te loop haal. Sê hy vir die Here, as hulle nou vra, wie het my gestuur? Dan staan daar in Eksodus 3:14, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. En hier in die tuin van Getsemane sê Jesus, ek is die Jesus van Nasaret. Wat doen hy? Deur hierdie uitspraak toon Jesus nie net hoe hy is nie, maar ook hoe die Vader is. Want wie hom gesien het, het ook die Vader gesien. Onthou jy, Johannes 14 vers 9. Ek is, vat my. Gaan kyk weer mooi. Toe Jesus antwoord, ek is, het die soldate en Judas teruggeduins. En dan staan daar op die grond neergeval. Jesus is in beheer. Die Seun van God. As hy sê, dis ek, julle kan my maar vat. Dan tree hulle terug. En hulle val op die grond. Prakties. As 'n polisieman en sy kollegas 'n verdagte moet arresteer en hulle vra vir hom, is jy so en so? En hy sê, ja, ek is. En hulle val dan op die grond neer en duins terug. Het jy gedink wat gaan die bevelvoerder sê as hulle terugkom? Is ongehoord. Maar hierdie klomp soldate en Judas het met die Seun van God te doen. En hulle terugduins en hulle op die grond neerval, getuig daarvan dat Jesus se vyande hulpeloos is in sy teenwoordigheid. En hy volkome in beheer.
ook in die Getsemane tuin. En disipelkind van Jesus, ook in jou lewe. Sal jy daarmee die week ingaan? Jesus is in beheer van die lewe. Tydens die mooiste oggend en die donkerste nag. Nou vra ek vir u, wat beleef u as u die naam Jesus hoor? Maar ek wil nog iets vra. Ek pleit by u, sal u nadink oor wat die Here Jesus regtig vir u persoonlik beteken en vir my? Want hy is waarlik wat sy naam sê dat hy is, en sy vyande en u vyande, broer en suster, duins terug en val op die grond. Daar is nagmaal in 'n neutedop. Maar nog nie klaar met Johannes 18 nie. Ek vra u aandag vir vers 8. Wat ook so bitter belangrik is. En ek lees dit vir u. Toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, nou hierdie woorde, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. Sien jy hoe in beheer is hy? Vers 8 getuig van Jesus se allerliefde vir elkeen wat aan hom behoort. Prakties gesproke, julle klomp soldate, Judas, ruk en pluk aan my, boei my, vat my. Maar julle vat nie aan die 11 disipels hier by my nie. Ek sê vir julle, laat hulle gaan. Sien jy in watter mate is hy in beheer? Jesus sê vir hierdie soldate en vir Judas, julle het geen autoriteit om ook hulle te arresteer nie. Kan jy dit indink as 'n verdagte gearresteer word en hy sê vir die gesagsdraers, los almal wat julle hier in die huis. Nee, dit kan verdagtes wees. Jesus is in beheer, hy beveel die soldate om die 11 disipels uit te los en met gesag doen hy dit, want hy is Jesus van Nasaret. Die dorpie waarvan Nathanael vra in Johannes 1:46, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Klein, arm dorpie. Daar kom die goeie na vore. Ja, daar kan Nathanael, daar het, want die disipels ervaar in die tuin van Getsemane, Jesus is die goeie herder, Johannes 10 vers 11 en vers 14. Jesus sorg dat die disipels nie ook gearresteer word nie. Hoekom?
sodat vervul sou word wat in Johannes 6 vers 39, 40 en 44, Johannes 10 vers 28, Johannes 17 vers 12 staan. Wat staan daar? Ek, die Here Jesus aan die woord, gee aan hulle die ewige lewe en hulle sal in ewigheid nie verlore gaan nie. En dan staan in hierdie verse waarna ek verwys het, niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Julle kan my vat, maar hulle bly in my hand. Hoor jy die evangelie? Op pad Golgotha toe. Maar u is in sy hande. Want u is mos 'n disipelkind van ons Here Jesus. En hoor hom van u sê, laat my kind hier by my toe om weg te gaan. En die soldate en Judas en die duiwel en sy hele ryk deins terug. Ek sluit af en sê saam met my, soos Martin Luther eens gesê het, ook in die moeilikste dag van jou lewe, baie keer, sê saam met Luther, 'n vaste burg is ons God. Ons skuil nie by hom nie, ons skuil in hom, die sterke. Vra u sy naam, so weet dat hy die Christus heet. Hy gaan voor in gevaar, Heer van sy leerskaar. Nooit is die stryd verlore, want wie soek julle? Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom, dis ek, sê hy vir hulle. Kom ons vier die heilige nagmaal. Amen. Broer en suster, kom ons sing en dan lees ek aan u die gedeelte van die nagmaalsformulier wat nie in die poortpos opgeneem was die afgelope klompie weke nie. Kom ons sing met verwondering oor die grootheid van God en sy woord. Psalm 33, die tweede strofe.
gedagtig aan die viering van die heilige nagmaal, met groot vreugde te kan vermeld dat ons op die mooi manier wat ons ken, die versoek gehad het om saam met hierdie gemeente nagmaal te vier, van die Leen Verhoef, hartlik welkom. Michelle van der Walt se mamma, nog 'n keer welkom. En dan het ons ook opgeneem in die gemeenskap van hierdie gemeente, en ons dank die Here daarvoor, Broeder Johannes van Duyk, met bewys van lidmaatskap van die Gereformeerde Kerk Pretoria Magalieskruin, Broeder Bertus van Duyk van die Gereformeerde Kerk Pretoria Magalieskruin en Suster Albertina Benadi van die NG Kerk Suiderstrand. Wat 'n vreugde dat u ook saam met ons kan nagmaal vier. En daarom, kinders van die Here, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf, en dit het ons in die weke wat verby is gedoen, reg te ondersoek en die nagmaal tot sy gedagtenis te gebruik. Dit wat die ware selfondersoek behels, in 3 punte, het u die afgelope tyd in die nuusbrief van die gemeente of in die eie psalmboek kon nalees. Die Here leer ons die doel van die nagmaal. Wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sonde daarom vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke keer as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien
na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Maar God, deur sy Gees, u elkeen daartoe help. Amen. Geliefdes, u het in die poortpos gelees die wyse van nagmaalviering van die gemeente, so die kerkraad het besluit. Is dat u wat aan die tafel wil kom aansit? Ek sal u aanstonds nooi en u kom sit aan die tafel. Die res sal in die banke deur die diakens nou bedien word met die sigbare tekens van brood en wyn. Maar sodat ons nie aan u die tekens uitdeel nie, vra ek nou dat u wat aan die tafel hiervoor wil kom sit, nou daartoe uitgenooi is en hartlik welkom is om uit die bank op te staan en hier aan die tafel te kom sit. Terwyl die broers en susters na die tafel kom en die diakens gereed maak om die res te bedien, gaan ons na 'n orgel tussenspel luister.
Geliefdes in die Here, mag ek aanvaar dat daar niemand meer is wat aan die tafel wil kom aansit nie. Neem groot vrymoedigheid. Die tweede vraag, ek aanvaar dat u almal die teken van die nagmaal, naamlik brood en wyn, ontvang het op die punt. Net weer vir u te sê, ons groot begeerte is dat ons, soos die disippels, saam met die Here, met een geleentheid nagmaal vier. Ons doen dit so, dat as ek die brood en wyn aan die lidmate bedien wat aan tafel is, dan gebruik hulle en u saam nagmaal. In die konsistorie het die ouderlinge vanoggend hulle verootmoedig deur saam te luister na Psalm 117 en ek deel dit ook met u as gemeente. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En dan vers 2, want sy liefde vir ons is sterk, aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Kom ons doen 'n tafelgebed saam. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troostryke gebeurtenis van u seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur u Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan die seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons die kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Iets van die allerhoogtepunt van die nagmaalsfees aan hierdie kant van die graf is wat ons die hartverheffing noem. Dit beteken, maak u los van alles op aarde vir 'n oomblik. En dan sê ek, verhef u hart tot Jesus Christus. Ons voorspraak, u voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u nou die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis gaan en mag ontvang. Geliefdes, kom ons vier nagmaal en ek sê die brood wat ons breek, soos sy liggaam gebreek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem die brood, eet dit, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, soos wat ek nou hierdie brood gebreek het, tot versoening van al ons sondes.
Die wyn wat ons inskink onder die seënende hand van God is die gemeenskap met die bloed van Jesus van Nasaret. Drink almal van hierdie wyn. Dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van Jesus Christus uitgegiet is, soos ek nou hierdie wyn ingeskink het, tot volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, die allerbelangrikste vraag seker vanoggend is, was ons elkeen getrou aan die opdrag van ons Here? Ek dank die Here vir elkeen van u wat vanoggend met begeerte nader gekom het om nagmaal te vier. En daarom, broer en suster, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hy wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, want barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, omdat so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. En so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kind, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Kom ons dank saam. Ons Vader, wat in die hemele is, laat die naam geheilig word en laat u koninkryk kom. U koning wees
in elkeen van ons hart, gemoed en lewe. Vir hierdie fees, U dank te sê, want dit is alles genade, ons verdien dit nie. Ons liggame is veronderstel gewees om gebreek te word, ons bloed is op die grond gedrup het. Maar U keer met U hand en red ons lewe. Daarom dank ons U vir U seun, vir die man van Nasaret. Almagtige God, hoor ons gebed in U seun se naam en verdienste. Amen. Die lidmate aan tafel is welkom om weer hulle sitplek in die kerkgebou te gaan inneem. Geliefdes, in die lig van dat ons die genade voorreg beleef het om te kan nagmaal vier, nou dat ons almal op ons sitplek is, kom ons sing terwyl ons bly sit, skrifverruiming 1-2, strofe 1, 2 en 3, en saam met my te let op die evangelie daarin ingeskryf, en daarom ook die evangelie woorde in sanglied op die lippe uit dankbaarheid. Geliefdes, voordat ons slotsang aanhef en onder die seënende hand van die Here van hier vertrek, deel ek met u die volgende notas.
Kerkraad het besluit om voortaan elke Sondag 'n ouderling af te sonder, wat hier in die ingangsportaal sy plek sal inneem as die gemeente verdaag. Die gedagte is dat as u 'n nuwe lidmaat is, of selfs ook as u net 'n gas by ons is, want ander Sondae het ons ook die geleentheid om 'n koppie tee of koffie te gaan geniet en hy sal lidmate dan daarin begelei. Maar veral om met nuwe lidmate wat begeerig is om hier in te skakel, hulle besonderhede te ontvang, sal ouderling Tenus van Staden, ek vra hom dat hy net 'n oomblik opstaan, u moet so 'n bietjie terugkyk, hy's in die saal, staan hy, ouderling van Staden sal, indien daar sodanige lidmate is, u met liefde ontvang. Ons sien daarna uit om vanaand om 19 uur saam te aanbid. Dankie dat u uit die seën en seëninge wat u en ek ook materieel van die Here ontvang, by die deure 'n spesiale offergawe sal afdra. U ken die gebruik in die gemeente. Vanaand is die offergawe vir die Emeritaatfonds. Geluk aan elkeen wat verjaar, die name was op die flitsborde, maar ek sonder vanoggend die naam van broeder Philip Venter uit, wat op die 24ste 97 word. En wat in Groenkloof Life Hospitaal vir weke reeds verpleeg word, nadat hy 'n ingrypende operasie ondergaan het. Oom Philip worstel, en mag die Here gee, dat hy sal besef, wat op die 24ste gebeur. Kom ons dink aan hom, Suster Gerry, en die kinders. Twee laaste notas, ons dink aan Suster Bets Mulder, wie se pappa 'n baie groot operasie laat verlede week ondergaan het, en in die plaaslike hospitaal in 'n intensiewe sorgeenheid is. Mag die Here broeder Hannes Tegenaar in sy hande hou. En dan wil ek net hoor, Suster Lenet Kroukamp, steek net jou hand op. Dankie, sy sit daar agter. 'n Simpatienota namens ons almal. Suster Lenet se mamma, Suster Lia, het oor maande in die poortpos haar naampie gesien, is in die week wat verby is oorlede. Die graf en troostdiens is DV eerskomende donderdag hier vanuit ons kerkgebou. As u die detail wil hê, vra net vir my en ek sal dit vir u gee. Vir Suster Lenet en hulle familie, die troosseën van die Heilige Gees toegebid. En mag julle na die lewe toe omdraai met verwagting, omdat die Here op sy tyd na hierdie aarde toe terugkom. Kom ons doen vir Lenet 'n gebed. Ons roep tot U Vader in die hemel, en ons is met blydskap vervul op dae wanneer 'n babietjie gebore word. Ons is met hartseer vervul wanneer U 'n kind van U tot U kom haal. Ons berus in U beleid en ons vra troos vir Lenet en haar mense. As ons U dank vir die genadeweelde wat uit Suster Lia se lewe
op ons lewe afgevryf het. Ons gebed in Jesus naam, die koning van die lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en Psalm 46 se eerste strofe sing en daarna ook Psalm 146 se eerste strofe. Daarna die uitstuurseën van ons Here en dan ons Amen lied met my wens dat die dag vir u geseënd mag wees. Geliefdes, die onverdiende goedheid van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.